Ek lees vir ons vandag weer daardie vers in Markus 2 vers 5 waar die verlamde man deur sy vriende voor Jesus laat neersak is deur die dak van Petrus se huis. Daar staan hierdie woorde: en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: seun, jou sondes is jou vergewe. Ek wil vandag met jou praat oor die tema: daar is vergifnis. Ek is so bly dat Jesus nie net siek mense gesond maak nie, maar ook sondige mense vergewe. Wat sou dit gehelp het as hy net hierdie verlamde man se gekwelde liggaam gesond gemaak het? Dan was hierdie man gesond, maar sy sonde sou nog nie vergewe gewees het nie. Ja, al het Jesus aarde toe gekom en vir die totale mens gesterf, bly ons geestelike nood steeds ons grootste nood. Jesus het hierdie verlamde man eerstens vergewe. Hierdie vergifnis impliseer dat daar 'n probleem met sonde in sy lewe was. En Jesus het sonde nooit ligtelik opgevat nie. Hy het nooit vir mense met 'n sondeskuld gesê: ag, vergeet dit, of mense moenie so skuldig voel oor jou sonde nie. Dis nie so erg nie. Christus het geweet om sonde en skuld te ontken of te onderdruk of dit toe te smeer, skep meer probleme as wat dit oplos. 'n Britse sielkundige het eenmaal gesê: a man's sense of having been forgiven is the most healing force in the world. Ek is van mening dat vele mense lankal al emosioneel en geestelik genees kon gewees het, as hulle maar net verseker kon word dat hulle sonde vergewe is. Ongelukkig kan die ontkenning en verplasing van sonde en skuld en die doen van goeie dade nie die las en die binding wat sonde in jou lewe gebring het wegneem nie. Slegs die bloed van Jesus kan jou sonde wegneem en jou daarvan bevry. Solank sielkundiges en psigiaters dus die werklikheid van sonde ontken en mense nie uitbring by die enigste een wat hulle van sonde kan bevry nie, sal daar altyd beperkings aan die effektiwiteit van blote sielkundige berading wees. Dis immers net God wat sonde kan vergewe. Dis waarom Jesus aan die kruis kom sterf het, vir my en vir jou. En ek wil jou die vraag vra vandag: glo jy dat die Here ook jou sondes vergewe het? Kom ons sê vir hom daarvoor dankie. Dankie Here, dat ek met my sonde na U toe kan kom. Ek glo dat U ook my sonde vergewe het. In Jesus naam. Amen. Baie sterkte vir jou.